Here ons God, U is die lig wat ons pad verlig. U is die waarheid wat ons harte lei. U is die een wat ons verstand verhelder, sodat ons kan verstaan. Wanneer ons nou U woord oopmaak, vra ons dat U Gees in ons sal werk. Vra ons dat U dit ons stil sal maak voor U. Laat al ons eie gedagtes, bekommernisse bedaar. Laat ons net op U kan fokus. Spreek U, Here, want U dienaars luister. Open ons harte om U stem te hoor, ons verstand om U wil te verstaan, en ons lewens om U waarheid te leef. Mag U woord vandag in ons lewe bring, lig op ons pad wees, hoop vir ons siel gee. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Heer en Verlosser. Amen. Psalm 16. Ek besef ek het al verskeie kere Psalm 16 vers 8 tydens 'n preek genoem. En in ons reeks, ons is besig om op al 3 bedieningspunte 'n reeks te volg, en deel van hierdie reeks is dit nou vandag Psalm 16. So ons doen die hele Psalm vandag. Die dominee hulle sou net nou na die diens vinnig uitgeglip het by die deur en weggewees het voor iemand ons kon keer, omdat ons op Kromdraai moet gaan nagmaal bedien. Maar die kerk is ontoeganklik daar. As te veel modder, die pad is onbegaanbaar, hulle kan nie Kromdraai, kan nie vanmôre op Kromdraai nagmaal en Moedersdag vier nie, na al die moeite wat hulle gedoen het. Maar die van hulle wat kan, ry Rooiberg toe, en daar sal hulle dan die diens daar bywoon. So, die nadraai daarvan, amper sê ek nadeel, die nadraai daarvan is dat die dominee en sy vrou beskikbaar is vir koffie en tee na die tyd. Ons lees Psalm 16, die tema, ek sien hom en dit verander alles. Omdat ek hom sien, verander alles. 'n Maktaam van Dawid. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer, buite U is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het, wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het, selfs in die nag wys my hart my tereg. Verskoon. Ek hou die Here altyd voor oë. Omdat hy in my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly, juig my binneste, ja, my liggaam bly veilig, want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde
in u teenwoordigheid. Lieflikhede in u regterhand vir altyd. Tot daar ons skriflesing. Daar was 'n ou houtkapper met die naam Arend, wat hoog in die berge in die Oos-Kaap gewoon het. Hy was bekend vir sy sterk arms en sy sagte hart. Arend het meer as 50 jaar lank elke dag in die woud gaan werk. Al was dit soms gevaarlik, gladde rotsluiste, sluimerende slange, onvoorspelbare weer. Wat die meeste mense nie geweet het nie, was dat Arend nooit die berg alleen uitgeklim het nie. Toe hy nog 'n jong man was, het hy 'n tragiese ongeluk oorleef. 'n Rots het losgebreek en hom amper die afgrond ingetrek. Sedert daardie dag het hy 'n belofte gemaak: ek sal nooit weer daardie pad loop sonder om die Here voor my te hou nie. Elke oggend voordat hy gaan, het hy op sy stoep bly staan, sy ou Bybel in die hand en met 'n stille stem gesê: ek het die Here altyd voor my gehou. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Sy kleinkind Daniel het dit altyd raak gesien, die manier waarop oupa links sy byl gedra het, maar sy regterhand altyd oopgelaat het, asof hy iemand vashou wat niemand anders kan sien nie. Hoekom doen oupa dit? Daniel een keer gevra. Arend het hom aangekyk met die oë van iemand wat al baie storms deurstaan het. Ek hou altyd plek aan my regterkant, want dit is waar die Here loop. Hy is my kruk, as my knie lam raak, my skild as klippe val, my gids as die mis sak. En solank hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Die dag toe Arend sterf, het hom gevind in sy stoel, op sy stoep, sy Bybel oop by Psalm 16, sy regterhand steeds oop, soos iemand wat vasgehou is tot die einde. 'n Baie mooi verhaal. 'n Verhaal wat kom uit die kernvers van hierdie Psalm. Dawid begin hier aan die begin van die Psalm met 'n gebed van toevlug. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Is dit nie so mooi nie? As ons net bietjie terugdink aan Paastyd, aan Goeie Vrydag, aan Opstanding Sondag. Ek vlug na U toe. Ek skuil by U. Met die gebed in my hart. Beskerm my. Dis kom ons vanoggend nagmaal vier. Hierdie tekens is tekens wat God, Christus aan ons gegee het, sodat ons wat ons beskerming, ons lewensvreugde en lewensvrede, ons gaan net nou daarby kom, ons lewensrigting en ons beskerming by hom wil vind, opnuut weer vanoggend verseker kan wees, dat hy dit doen. Dis nie maar net 'n verhaal soos die van Arend nie. Dit is 'n werklikheid. Aan die tafel kom ons opnuut weer onsself toevertrou, ons toewy aan die gekruisigde en die opgestane Here. En daarom kom hy en hy sê, U is my Heer. Buiten U is daar vir my niks goeds nie. Die nagmaal verkondig aan ons
U alleen is goed. U het U self vir ons gegee. Na liggaam en U bloed. En dan wanneer Dawid so in hierdie teenwoordigheid van die Here kom, in hierdie besef, dat dit so insink in hom, van wat die Here vir hom beteken, dan dink hy aan hoe sy lewe vooraf was, oor die heiliges, in aanhalingstekens, die magtiges van die land, by wie daar ook baie vreugdes is, partytjies, vreugde, maar dat dit anders is. Dan sê hy, en dit is baie belangrik, vers 4 praat van wie hulle na ander gode haas, ek sal hulle name op my lippe nie neem nie. Die tafel wat hier voor ons is, die tekens, ons toewyding aan die Here, vra van ons 'n afgrensing. Ons kies God bo die gode van ons tyd, van tydelike plesier. Ons vier hier vandag iets wat die wêreld nooit kan bied nie. Vergifnis, ware vergifnis, vrede, ewige lewe. En dan kom Dawid en hy besef, maar dis nie net nou nie, dit gaan verder. God is my erfdeel. Dis nie net iets wat die Here deel nie, iets van 'n koninkryk stukkie vir stukkie aan elkeen van ons, en elkeen kry stukkie, en party kry 'n groter stukkie as ander nie. Party dominee sal die kleinste stukkies dan kry. Here, U is my erfdeel. Die Here gee homself. My beker, U bepaal my lot. En daarom kan hy gaan en hy sê, kom ons meet, wat gee die Here vir my? Dan sê hy, my meetsnoere het op lieflike plekke geval. My erfenis is vir my mooi, want U self is my beloning. God self kom vanoggend in hierdie tekens en hy kom bevestig dit. Daarom gebruik ons elkeen dit. En so seker is wat ek van hierdie brood neem en ek dit eet en van hierdie wyn drink en ek dit drink en dit word deel van my liggaam, so seker kan ek vanoggend weet dat die opgestane Christus my aan hom toewy, aan hom verbind en dat ek veilig is. Selfs in die nag. Vers 6, vers 7 praat van selfs in die nag as dit donker is. Net die partykeer dan voel dit nie vir my asof die Here naby is nie. Ek het al gereeld genoem van daai een kind in die belydennisklas, toe ek in 'n makkergemeente was met baie belydenniskinders, in die moederskamer vol gesit. En terwyl ek so met hulle praat oor, ons redeneer bietjie, hoe kan ons die bestaan van God bewys? Nie die een ouetjie wat die hele tyd net sy kop skud en glimlag. En ek later vir hom vra, maar wat is dit? En hy sê vir my, dominee, ons kan vir ure hier redeneer, maar hier binne in my weet ek, my verlosser leef. Ek het dit al 'n paar keer genoem. Want dit het 'n indruk op my gemaak. Dis hoe dit moet wees. Maar wat van daai tye, wat dit soos Dawid hier sê,
Ek sal die Here prys wat my raad gegee het, selfs in die nag wys my hart my tereg. Wat van daai tye wat dit bietjie donkerder is, daai tye wat ek nie so seker is nie, wat ek twyfel of wonder, selfs in donker tye praat God met my. Praat hy deur sy woord, deur sy gees, deur medegelowiges. Kom hy en daarom kom hy en hy gee hierdie tekens vir ons so gereeld as wat ons dit wil gebruik, kan ons dit gebruik as herinnering daaraan dat hy dit doen om my geloof te versterk, om daai sekerheid vas te maak. Vers 8 is die klimaks van hierdie psalm. Vers 7 praat van God wat my lewenskoers bepaal. Vers 9 praat van God is die een wat my veiligheid bied. En daarom vers 8. Ek is met jou. Ek is vir jou. Terwyl ek die Here voor oë hou, is hy aan my regterkant en ek sal nie struikel nie. Ek het 'n keuse. Fokus op die wêreld, fokus om my en laat dit my vrede, my vreugde bepaal. Of ek het 'n keuse om op hom te fokus. Hom voor oë te hou. En hy sal sorg. Hoe weet ek dit is waar? Is dit 'n gevoel soos daardie ouetjie gehad het wat gesê het hier binne my weet ek? Is dit die feit dat ek as baba gedoop is? Waaraan hou ek vas dat ek dit kan weet? Die feit dat Christus aan die kruis gesterf het. Dis nou Sondag of 2, 3 het ons 'n baie besonderse erediens daaroor gehad. Aan die kruis gesterf. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Daar's 'n Engelse liedjie wat sê, die mense draai om en hulle stap weg van die kruisgebeure af, want hulle het gehoor, hy sê, it is finished now, he said. And they thought it was a job well done. En dan vra die sanger die vraag, but did they not misunderstand his cry? Het hulle hom nie verkeerd verstaan nie, want daardie uitroep, dit is volbring, is nie, dit is klaar, nou gaan ek dood nie. Daardie uitroep is, dit is klaar, dis 'n oorwinnaarskreet. Ek het oorwin. Dit is volbring. Daaraan hou ek vas. Aan hierdie tekens wat hy aan ons gegee het, met die doel om ons in ons geloof te versterk. Petrus kom in Handelinge 2 en hy sê, hy pas sy woorde wat hy daar praat, pas hy toe op hierdie gedeelte, op Jesus se opstanding. Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nasaret was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is, deur kragtige dade en die wonders en tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. Julle het hierdie man, wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. God het hom egter laat opstaan en van die lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. En dan sê hy, daarom
sê Dawid immers, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant, sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jubel my tong, ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef. Want U sal my siel nie aan Hades oorlaat en U heilige nie ontbinding laat beleef nie. U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak. Deur U teenwoordigheid sal U my met blydskap vervul. Christus is nie in die graf nie, hy leef. Die nagmaal vier ons die lewende Here. Nie maar bloot 'n offer, ja, met erns, diepe erns, want dis die offer wat hy gebring het, maar ons vier ook die feit dat hy die oorwinnaar is. En daarom kom die laaste vers van hierdie psalm en hy skets my lewe. Hoe sal my lewe dan wees? 'n lewe van oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. Ek nooi U vanoggend, soos Arend sy regterhand oopgelaat het vir God, so sit jy vandag met 'n oop hand voor die nagmaalstafel, gereed om te ontvang van Hom wat aan jou regterhand staan. Amen. Kom ons bid saam. Here, terwyl die smaak van die brood en die bloed in ons monde is, op ons tong is, en dit deel word van ons liggame, so wil ons U nader. Vir U dank. Dank U Here, dat U ons bewaarder is, dat ons opnuut kon hoor, U is ons erfdeel. Dank U Here, dat soos Dawid U goedheid gesmaak het, so kan ons dit ook doen. Vanoggend kan ons opnuut weer dit aan ons bevestig kry, onlosmaaklik. By U is daar oorvloed van vreugde, oorvloed van vrede. Here, dankie vir die tafel van genade waar U ons gevoed het met die liggaam en die bloed van Christus, die tekens wat ons heiland opnuut weer aan ons vasmaak. Dankie dat U ons herinner het, U het ons nie aan die dood oorgegee nie, maar die pad van die lewe aan ons bekend gemaak. Here, U is ons deel, U is ons vreugde, U is ons veilige plek. Selfs in die nag spreek U tot ons hart. Selfs in tye van donker twyfel. En in die lig van die opstanding leef ons in hoop. Dankie dat hierdie verbond wat U met ons gesluit het in Christus 'n ewige verbond is. Here, en daarom is hierdie nagmaalsoomblik nie maar net 'n afsonderlike oomblik nie, maar is dit 'n bron van krag vir die dag wat voorlê, die week, die maand, die jaar. Tot daardie dag wat ons soos Arend met 'n oop regterhand deur U begelei word, oor die drempel van die dood, die lewe in. Here, omdat ons U oral om ons sien, verander alles.
En dis die gebed van elke hart hier teenwoordig. Here, help my om nie soos Petrus na die wind en die golwe rondom my te kyk nie my fokus van U af weg te vat en na die dinge van die wêreld rondom my te kyk nie, maar om op U te bly fokus, dat U aan my regterhand is, dat U my beskerm, dat U my lewensrigting bepaal, dat U my vashou. Laat ek nie wankel nie in geloof nie in liefde nie in hoop nie. Ons loof U, Here. Ons sal aanhou bly getuig. Ons sal aanhou lofliedere tot U eer sing, nou tot in ewigheid. Amen.